In vandag se les gaan ons kyk na die verdelingsrekening en privaatrekeninge van 'n vennootskap. Julle sal onthou dat ons in die vorige les reeds 'n kort oorsig gedoen het oor die grootboekrekeninge van 'n vennootskap. In vandag se les gaan ons net meer in diepte kyk van hoe die grootboekrekeninge van 'n verdelingsrekening lyk en die privaatrekeninge van die vennote. Voor ek die les begin, wil ek gou vir julle die volgende vers gee. Spreuke 21 vers 8. 'n Slegte mens loop krompaaie en 'n eerbare mens tree eerlik op. So in die les gaan ek vir julle verduidelik hoe om die salarisse van die vennote te bereken. En dit is belangrik vir 'n vennootskap om altyd te onthou dat hierdie berekeninge altyd op 'n eerlike en etiese wyse gedoen moet word. Want as Christene word dit van ons verwag om altyd eerlik te wees oor alle sake en vir 'n besigheid spesiaal hulle finansiële sake en die finansiële syfers wat in hulle rekords moet verskyn. En dit is nie goed om oneerlik te wees en oneties te wees nie. 'n Onetiese voorbeeld is byvoorbeeld as 'n besigheid bedrog pleeg ensovoorts. So dit is belangrik net om daardie te onthou. So die eerste rekening waarna ons gaan kyk is jou verdelingsrekening. En die verdelingsrekening word gebruik om die netto wins vir die jaar te bereken. So met ander woorde, dit is die netto wins vir die jaar wat verdeel word tussen die vennote volgens die vennootskap ooreenkoms. Julle sal onthou dat die vennootskap ooreenkoms is die kontrak tussen die vennote en dit is dan hoe jy jou netto wins gaan bereken vir die jaar in jou verdelingsrekening. En dan die vennote is geregtig op die salarisse wat aan hulle uitbetaal gaan word, die rente op kapitaal, sowel as die bonusse wat aan hulle uitbetaal gaan word. Dan die oorblywende wins word verdeel volgens 'n spesifieke verhouding wat vir jou gegee gaan word. Gewoonlik is dit volgens die vennote se kapitaalsaldo's. So dit is dan ook wat ek vir julle gaan verduidelik in die eerste voorbeeld, is soos hoe om daai wins wat volgens die bepaalde verhouding verdeel word te bereken. So as ons gaan kyk, daar is vennoot A se kapitaal is 100.000, vennoot B se kapitaal is 150.000. En dan sê hulle ook vir ons dat R90.000 se wins word verdeel in die verhouding. So as ons gaan kyk na vennoot B, vennoot A, dan gaan jy hê jou R90.000 se wins maal met die kapitaal van vennoot A gedeel deur weer eens die kapitaal van vennoot A plus die kapitaal van vennoot B is gelyk aan dan R36.000. So dit is 'n redelike maklike berekening om te doen. So dan gaan ons presies dieselfde doen met vennoot B. So jy gaan jou R90.000 se wins vat, maal met die R150.000 van vennoot B se kapitaal, gedeel deur die R100.000 weer van vennoot A plus die R150.000 is gelyk aan jou R54.000. Ek gaan nou vir julle verduidelik waar ons daai in die verdelingsrekening gaan inskryf. So dan gaan ons kyk na voorbeeld 2. So soos julle kan sien, dit is nogals klomp inligting wat vir jou gegee gaan word. So ek gaan elke stap saam met julle doen en vir julle verduidelik hoe om dit in die verdelingsrekening te bereken. So as ons na die eerste een gaan kyk, daarso, so netto wins is bereken as R700.000 op 28 Februarie 2023. So as ons gaan kyk na ons verdelingsrekening, dit gaan dan op die kredietkant wees op 28 Februarie, dan gaan jy hê jou wins en verlies en ons het gesê dit was R700.000. Kyk, dan as ons na die volgende kolletjie gaan kyk, dan sê hulle vennoot A is geregtig op R20.000 per maand salaris en hy het elke maand sy salaris geneem. So daar staan dit is R20.000 per maand. Met ander woorde, ons moet die jaarlikse salaris in die verdelingsrekening gaan skryf. So hoe jy gaan begin is, as jy nou gaan inskryf, dan gaan jy op 28 Februarie hê, salaris A, en dan sal jy onthou, dit was R20.000 per maand, maal met jou 12 maande, is gelyk aan R240.000. So dit is dan jou jaarlikse salaris vir vennoot A. Dan as ons kyk na die volgende een, dan sê hulle vennoot B is geregtig op R10.000 per maand salaris en het 'n totaal van R100.000 onttrek gedurende die jaar as salaris. So ek wil nie julle nou bekommerd wees oor die R100.000 nie, ek gaan nou net vir julle verduidelik hoe ons dit gaan inskryf. So hulle sê daar vennoot B is geregtig op R10.000 per maand salaris. So dis presies dieselfde hoe ons vennoot A se
salaris bereken het, so jy gaan dan weer op die debietkant skryf, salaris B, dan gaan jy sê, jou R10.000 per maand, maal met jou 12 maande, is R120.000. Dan die volgende een sê dan, vennote is geregtig op rente op kapitaal van 10% per jaar, die kapitaalsaldo's is die volgende, so vennoot A sin is 500.000, en vennoot B sin is 750.000. So, hulle het gesê, dit is 10% per jaar se rente op kapitaal. So, ons gaan eers kyk na vennoot B sin van 500.000. So, jy gaan dan weer in jou verdelingsrekening op die debietkant gaan jy skryf rente op kapitaal van vennoot A. Dan gaan jy sê die R500.000 se kapitaal maal met die 10% se rente op kapitaal gee dan vir jou R50.000 se rente op kapitaal van vennoot A. En dan gaan ons gou kyk na vennoot B. So, vennoot B se kapitaal was R750.000. So dan weer presies dieselfde soos vennoot A. Dan gaan jy skryf rente op kapitaal vennoot B op die debietkant. Dan gaan jy sê jou R750.000 se kapitaal maal met die 10% is gelyk aan R75.000. Dan die volgende kolletjie sê dat vennoot B is geregtig op 'n bonus van R80.000 per jaar. So, wat ons dan gaan doen is nie 'n som wat ons moet doen nie. Al die voriges was somme wat ons moes doen in die verdelingsrekening. Jy gaan letterlik net hierdie een oorskryf in jou verdelingsrekening op die debietkant. So, jy skryf bonus B, R80.000. Dan, as ons kyk na die laaste ene, winste of verliese word verdeel volgens hul kapitaalsaldo's. So, julle sal onthou dat ons in die vorige voorbeeld, in voorbeeld 1 het ek ons vir julle verduidelik hoe om daai winste wat verdeel word volgens die spesifieke verhouding te bereken. So, as ons net gou kyk, hulle sê dat jou wins of verlies word verdeel volgens die kapitaalsaldo's. So, as ons gaan kyk na, as ons R500.000 van vennoot A gaan vat, gedeel deur die R750.000 van vennoot B, dan word dit verdeel in die verhouding 2:3. Ja, dan word dit verdeel in die verhouding 2:3. So met ander woorde, om daardie bedrag in te skryf, dan gaan jy skryf van vennoot A, is 'n privaat rekening, vennoot A, daai R135.000 sal altyd vir julle gegee word, waarmee julle dit moet maal. So dan sit jou R135.000 maal met 2/5, gee dan vir jou R54.000. Dan as ons kyk na vennoot B, so vennoot B se kapitaalsaldo was R750.000, waarvolgens dit verdeel word, so dan gaan jy privaat rekening B op die debietkant R135.000 maal met 3/5, gee dan vir jou R81.000. So, dan kan jy sien as ons dan klaar met die rekening, dan soos normaalweg, dan gaan jy die rekening saldeer, so jy tel al daai op, dan kry jy R700.000 en jou R700.000. Dit is dan jou verdelingsrekening van 'n vennootskap en hoe hy moet lyk. Dan die volgende rekening waar ons gaan kyk is jou privaat rekening. Nou, elke vennoot het sy eie privaat rekening. Met ander woorde, ons gaan 'n privaat rekening vir vennoot A en 'n privaat rekening vir vennoot B. En dan die transaksies wat in hierdie rekening plaasvind, is die transaksies wat tussen die vennote plaasgevind het en dit word dan in die rekening geboekstaaf. En die transaksies wat in die rekening geboekstaaf word, is soos jou salarisse van die vennote, jou rente op kapitaal, die bonusse, die onttrekkings wat die vennote gedurende die jaar gemaak het, en dan natuurlik die verdeling van die wins of verlies gedurende die jaar, aan die einde van die jaar. So, ons gaan weer dieselfde voorbeeld gebruik wat ons in voorbeeld 2 gebruik het. So, in al wat bykom by voorbeeld 3, is dan jou saldo's van die privaat rekeninge aan die begin van die jaar. So, vennoot A sin was R300.000 se kredietsaldo, vennoot B sin was R200.000 se debietsaldo. So ons gaan eers kyk na die privaat rekening van vennoot A. So onthou ons het gesê dat vennoot A het 'n kredietsaldo van R300.000. Dit beteken dat jy op die kredietkant gaan skryf op 28 Februarie saldo afgebring R300.000. Dan as ons weer gaan kyk na vennoot A, onthou vennoot A is geregtig op R20.000 per maand se salaris en ons het reeds die salaris bereken in die verdelingsrekening. So julle sal onthou dit is dan jou R20.000 maal met jou 12 maande. So dit gaan dan op die kredietkant wees dat die salaris A en jy het jou R240.000 wat jou jaarlikse salaris is. Dan het ons mos weer gesê die vennote is geregtig op 10% per jaar
van rente op kapitaal en Vennoot Asen was R500.000 sy kapitaal saldo, maal met die 10% gee dan vir jou jaarlikse salaris van R50.000 en dit gaan jy weer op die kredietkant skryf van jou privaatrekening. Dan as ons weer kyk, onthou ons het in die verdelingsrekening het ons op die kredietkant geskryf privaatrekening van A R135.000 maal met die 2 op 5 wat in jou verhouding mos vir die wins of verlies is. So met ander woorde, in jou privaatrekening gaan daai die dubbel inskrywingsbeginsel wees, waar jy dan gaan skryf die verdelingsrekening met dieselfde bedrag van R54.000. Dan as ons na die volgende een gaan kyk, hulle het daaronder gesê dat gedurende die jaar het die vennote geen addisionele onttrekkings gemaak nie. So by vennoot A het hulle gesê sy is geregtig op 'n salaris van R20.000 per maand. So dit beteken dat dit is die enigste onttrekkings wat hy gedurende die jaar gehad het. Met ander woorde, jy gaan dan in jou privaatrekening op die debietkant gaan jy dan hê op 28 Februarie onttrekkings A, dan gaan jy weer R240.000 skryf wat ook dieselfde was as sy salaris, omdat dit die onttrekkings is wat Vennoot A gemaak het. En dan gaan jy soos normaalweg gaan jy dan die rekening saldeer. So as jy al hierdie gaan optel, gaan jy kry R644.000 en dan gaan jy mos nou natuurlik sê jou R644.000 minus jou R240.000 gee vir jou R404.000 se saldo wat oorbly en dan draai jy hom oor na die kredietkant weer wat R404.000 is. So dit is dan jou privaatrekening van Vennoot A. Dan gaan ons gou kyk na die privaatrekening van Vennoot B. So onthou, hulle het gesê dat hy sy saldo van die privaatrekening was 'n debietsaldo van R200.000. So dit beteken dat jy op die debietkant gaan skryf 28 Februarie saldo afgebring R200.000. So dit is redelik maklik om dit te doen. Dan as ons gaan kyk na Vennoot B, onthou Vennoot B is geregtig op R10.000 per maand sy salaris. En ons het dit ook al bereken in jou verdelingsrekening, waar ons gesê het dit was R10.000 maal met die 12 maande, en dan gaan jy hom ook op die debietkant skryf, salaris B, R120.000. Dan as ons kyk na die volgende, dan het hy ook rente op kapitaal gehad van 10%, sy kapitaalsaldo was R750.000, so onthou dit was jou R750.000 maal met die 10% vir rente op kapitaal, so dan op die kredietkant gaan jy skryf, rente op kapitaal B, R75.000. Dan het hulle gesê dat Vennoot B is geregtig op 'n bonus van R80.000, so net soos in die verdelingsrekening gaan jy hom net oorskryf op die kredietkant hierdie keer. So bonus B, R80.000 op die kredietkant. Dan het ons ook in die verdelingsrekening, sal julle onthou, het ons ook op die debietkant geskryf, waar ons gehad het privaatrekening van B, R135.000 maal met die 3 op 5, wat dan weer eens jou dubbel inskrywingsmetode gaan wees. So op die kredietkant gaan jy hê verdelingsrekening R81.000. So die dubbel inskrywingsbeginsel van is tussen die verdelingsrekening en jou privaatrekening. En dan gaan ons net gou weer na hierdie ene kyk. Onthou het gesê Vennoot B is geregtig op R10.000 per maand salaris en het 'n totaal van R100.000 onttrek gedurende die jaar as salaris. So met ander woorde, hy het R100.000 onttrek. So dit vorm deel, dit is sy onttrekkings. So dit beteken dat jy dan op die debietkant gaan skryf onttrekkings B R100.000. En dan is ons klaar met die rekening en dan net soos die vorige rekeninge gaan ons hom saldeer. So as ons al die optel gaan ons kry R356.000 en dan gaan jy sê jou R356.000 minus daai R300.000 gee dan vir jou saldo wat oorbly R56.000 wat jy dan weer gaan oordra na jou kredietkant en dan het jy R56.000. En dit is dan jou privaatrekening en jou verdelingsrekening van 'n vennootskap. En dan wil ek gou vir julle die huiswerkaktiwiteit gee. So in die aktiwiteit gaan julle presies doen wat ons vandag in die les gedoen het. So dit is aktiwiteit 8.1 op bladsy 144 in julle handboeke. So in die oefening gaan julle die privaatrekeninge van A. Benson en C. Duisel opstel en julle gaan ook 'n verdelingsrekening moet kan doen.